Is my groot voorreg om Hytjie Berg voor te stel. Nie dat Hytjie baie bekendstelling nodig het nie. Hytjie is akteur, 'n topverkoper, skrywer, internasionaal erkende spreker, begaafde storieverteller. Hy kan nogal sy storie vertel. Suksesvolle sakeman. En dan ook natuurlik die kampioen van Survivor Maldives 2011. Hytjie is 'n passievolle evangelis, wat as 'n baken van hoop is vir diegene wat glo dat dit onmoontlik is om te verander. Sy grootste prestasie is egter verreweg om sy vrou Geraldine en hulle 2-jarige dogtertjie Lemay passievol lief te hê. Kom ons sit ons hande saam vir Hytjie Berg. Voordat Hytjie begin, het ek vir Louis gevra om net gou vinnig saam met Hytjie te bid. Baie dankie. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ag Here Jesus, wat 'n voorreg om hier op hierdie verhoog te kan staan saam met hierdie seun van God. Hierdie man van God. Here, het hom gaan diep uithaal. En ek bid Here Jesus dat hy vanaand sy hart sal kom deel. Dit wat U vanaand op sy hart gelê het, Here. Hierdie boodskap wat U vir hom gegee het vanuit die troonkamer. Here, dat dit suiwer sal uitkom. Here, dat hierdie woord vanaand op vrugbare grond sal val. Dat hierdie manne wat hier sit, Here, dat hulle sy hart sal hoor, dat hulle sy woorde sal hoor. Wat van U af is. Here Jesus, raak hom aan. Ons weet, Here, vanaand is hy net 'n instrument in U hande, net 'n spreekbuis, deur wie U kan praat, Here. So raak sy lippe aan, raak sy hart aan, neem sy gedagtes gevange, Here. Sy hart gevange, en gebruik hom vanaand kragtig tot eer en verheerliking van U naam en U koninkryk. En ons loof en ons prys en ons dank en ons eer U vir sy lewe. En ons vra dat U vir hom sal seën en dat vir hom 'n God van naby sal wees. Ons bid dit alles in die kragtige, wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dankie Louis. Goeienaand almal. Ja, goeienaand. Het is lekker om hier so te wees. Ek wil eers net sê vir Jesus, what a day. Dankie vir Nets en vir Steven en Gerry hulle, en ek was 2 jaar gelede was ek hierso gewees en ek het hulle ontmoet. En sommige van die ander manne wat ek hier raak geloop het, wat ek ook, jy weet, daar ontmoet ek het 'n ou raak geloop vandag wat gesê het hy het sy hart daai mighty man vir die Here gegee en hy het gegaan van daar tot daar. So dit was net amazing. En ag vir die hele span, dit is 'n voorreg en ek neem dit glad nie ligtelik op die feit dat 'n mens op die verhoog kan staan en oor God en sy woord en goed kan preek nie, glad nie. En ek wil vir julle sê, daar is absoluut geen verskil tussen 'n ou wat op die verhoog staan en die Here se woord bring en jou autoriteit in die Here nie. Glad nie. Elkeen van ons het presies dieselfde autoriteit in die Here, almal van ons. Of jy nou tee maak by die kerk en of jy nou bo op die verhoog staan, ons is almal dele van die verskillende dele van die liggaam. Solank as wat jy in jou gawe loop, gaan die Here jou gebruik. En so, jy weet, 'n mens kom by sulke events aan en dan hoor jy goed soos, ja, yes man, jy weet, mens weet nie lekker van die hoeveelheid mense wat hier so is nie, en dit laat my altyd dink aan 'n storie in 1927 was daar 'n klein kerkie in North Carolina, en hierdie pastoor wou sy kerk toegemaak het, hy wou nie meer gepreek het nie, glad nie, hy het vir die Here gesê, dis nie my roeping nie, en daar daag die mense op nie, want sy kerk het elke Sondag kleiner en kleiner en kleiner geraak. En toe op 'n stadium toe sê, en die Here het altyd vir hom gesê, nog een diens, en toe op 'n stadium toe sê vir die Here, dit is nou klaar, ek gaan hierdie ding klaar maak, en dan gaan ek iets anders doen met my lewe. En hy doen daai laaste preek,
En dan kom 'n klein seentjie vorentoe en hy doen 'n altaarkol en hy sê wie wil bietjie hulle sake met die Here kom regmaak en goed en 'n klein seentjie kom vorentoe. Die seentjie gee sy hart vir die Here en toe die seentjie daar uitstap, toe skryf vir die seentjie, "My boy, what is your name, my boy?" Toe skree die seentjie, "It's Billy, sir. Billy Graham." En die van julle wat Billy Graham ken, so hy het eers op 16 besef hy wil 'n evangelis raak, maar hy het sy hart vir die Here gegee op 9 dae. En so ons het geen idee waar die saad van die Here val nie. Die Here se ekonomie werk heeltemal anders as ons in. Ek wil my liefste vrou eer, Geraldine. Nou daar's 'n paar redes hoekom jy die huwelik moet eer, want jy het net met 2 goed in die lewe verbond. Jy het met die Here verbond as jy besluit jy sê ja vir hom en jy het met jou vroue verbond. En as jy nie jou huwelik kan eer nie, beloof ek jou nou, jy gaan nie baie goed in die lewe eer nie. Jy gaan nie. En so dis die eerste rede. Die tweede rede is ons almal wil altyd die koning wees en die priester en die profeet. And we want to be king because we are men. Nou die enigste manier hoe jy 'n koning kan wees is jy 'n koningin het. Maar jy moet daar 'n koningin maak. As jy nie die koningin maak nie, is jy nie die village idiot. En ons wil nie die village idiot wees nie. Nommer 3 is, as jy dit nie doen nie, gaan sy met jou geld weghardloop. En met jou trekker en met jou plaas. Okay, dit het ons ook al gesien. En nommer 4 is 'n suksesbeginsel. Ek het al 'n besigheidseienaar gesien, 'n baie wel-af bekende entrepreneur in ons land, wat 'n saketransaksie met iemand wou doen, was miljoene rande werd. En ek het gesien in 'n social setting, hoe hierdie die ou so kyk, met wie hy besigheid wou doen, en die ou wat hy so gekyk het grappies gemaak oor die huwelik. Jy weet hierdie jokes wat ons maak as man, jy weet, ag, nou is ek in die tronk, en ek gaan nie meer seks kry nie, en jy weet dit en dat, en jy weet, mense het hierdie grappies wat jy maak, omdat jy nou al so lang getroud is en so, en hy het die huwelik gedishonor. En die uit hom so gekyk en hy het nie die besigheid met hom gedoen nie. Hy het net gesê, ek wil nie besigheid doen met so 'n ou nie. So bo en behalwe die feit dat die Here na ons kyk en vir ons verwag dat ons huwelike moet eer, kyk mense ook na jou. Mense wat volwasse is in die Here en goed, hulle kyk. Dan kyk hulle so, wat doen jy, wat sê jy, weet, en dit gaan bepaal of 'n ou met jou op pad gaan stap of nie. So, maar ek het my vrou in die gym ontmoet, sy het voor my gesquat. Toe, later was my kop ook so. Nee. Sy het bodybuilding gedoen vir 8 jaar en dit was pragtig geweest. Jy weet, heeltyd nou loop ek in die gym rond en sê ek, maar ek ruik vis. Want my vrou hulle het vis geliquidize met asperges. Sê ek, hulle kon dit nie meer eet later nie, want dit was so sleg geweest dat hulle dit gedrink het. Jy weet, om op die verhoog te gaan staan. Haar baas het haar blykbaar weggejaag by haar werk. Sy was 'n prokureur, want hy het vir haar gesê, jy ruik soos die Durban hawe. Want sy het so gesweet van vis. Nou ja, ek het 'n pastoorsvriend. Hy sê altyd vir my, hy sê, as jy die eerste keer kyk, is dit normaal. As jy die tweede keer kyk, is dit last. So maak seker, as jy die eerste keer kyk, jy kyk lank genoeg. So ek het lank gekyk, jy weet. Ek het natuurlik die Here gedank vir my sig, want jy moet die Here dank vir goed wat jy weet van selfsprekend opneem. En ons het getrou, ons het 'n wonderwerksbaba, haar naam is Lemay, sy word nou 3 die 29ste November. Sy's 'n absolute gift. En toe ons nou so gedink het oor wat om haar te noem, ek het nie geweet wat om my kind te noem nie. En ek het hierdie gewoonte om woorde om te draai. As ek so ry en ek sien 'n woord, dan draai ek die woorde om. En ek en Geraldine, ons ry daar so tussen die hemel en aarde vallei, daar in Hermanus, pragtige wêreld. En ek vat die woord hemel en ek draai dit om en ek sê, "Oh my word, dis Lemay. Dit is so flipper cool, Lemay. Dit is so diepgaande. Dit is so profound." En ek sê, "Yes," en sy kyk my so aan, sy sê, "Ja, dis nogals cool." En ek vat toe die woord heaven en ek draai dit om en dis Nevaeh. Ek dink dit's flippin cool, hè? Nevaeh. Jene, dit klink cool. Toe sê sy, nee, dan gaan sy Nivea raak vir men. Toe sê ek, okay, wat glo my, ek verstaan daai trauma. As jy jou kind Hytjie noem, glo my, daai kind gaan deur trauma gaan. Want in die laerskool, alles ry met Hytjie. Hytjie, Sytjie, Vrytjie, Gytjie, jy weet, Stytjie, Konfytjie, Vrye Mytjie. So,
dit hou nie op nie. So toe sê ek, nee, okay. Kom ons noem maar Lemay, So, weet julle wat gaan ek vanaand hierso doen? Yes, ek gaan die mees amazingste nuus met julle deel. Is hierdie ding hierso om my voete op te sit of nie? Of staan ek op 'n speaker? Wat is die ding? Kan ek op hom staan? Regtig, is dit 'n extra stage? Ek wil nie soos Dirk van der Western, hy het mos deur sy stage geval. Toe los hulle hom daaronder. Hulle moes nie gelos het nie. Ek gaan met julle die mees incredibleste nuus deel, né? Sê gou vir my hierso. Wie hou van geld? Okay, die wat nie hulle hande opgesteek het nie, gee dit vir my asseblief. Ek wil nie jy moet depressief wees met al jou geld nie. Okay? Kan ek weer vra, jy weet, ek vra dit altyd. Wie hou van geld? Dankie. Ek ken niemand wat melaats uitslaan as hulle geld ontvang nie. Ek weet mense hou nie daarvan as geld uitgaan en mense hou daarvan as geld inkom. Nou sê gou vir my, waar is daai die addict wat gedoop wil word? Hierso, wat is jou naam? Willem, gaan nie omgee. Ek sal jy met liefde doop. Wil jy vanaand gedoop word? Kan ek jou doop? Want ek is ook 'n heroin addict vir baie lank gewees, né? Kan ek jou doop? Dit sal 'n groot voorreg vir my wees. Dankie. En woe. So, wat is jou naam? Willem. As jy môreoggend wakker word, né? En jy sien jy het 50 miljoen rand in jou rekening. Dit het net ingekom. Iemand het dit in jou ingesaai. Hoe sal jy voel? Nie ernstig nou. Enigiemand as daar 50 bar in jou rekening inkom. Geen my maat seker happy, hoor. Ek sal fliekflaks doen, agteruit. Ja, ek bedoel 50 bar het iemand vir my gegee. Ek bedoel, come on man, kom ons wees nou real, né? Dit sal flippin amazing wees, né? Nou, as ek vir jou 50 bar gee vandag, 50 miljoen, ek sit dit in jou rekening, en ek sê vir jou, jy kan dit kry, maar môre gaan jy dood, sal jy dit vat? Sal jy maar dit vat? Hey? Iemand skree daar, ja. Nee, ek sal dit nie vat nie. En dan wil ek vir jou sê, maar hoekom word ons dan wakker elke liewe oggend van ons lewens, of baie oggende, and we don't act as if we've received 50 million rand in our bank account. Want ons het nou net vir mekaar gesê, dis belangriker om wakker te word in die oggende, as om 50 miljoen rand in ons rekening te hê. Nou, hier is die probleem wat ek my lewe lang gehoor het in die kerk. Ek het nie goeie nuus in die kerk ontvang nie. Ek het terrible nuus in die kerk ontvang. Die nuus wat ek gehoor het in die kerk was, jy moet dit doen en jy moet dit doen en jy moet dit doen. As jy nie dit doen nie, dan gaan hierdie en hierdie en hierdie met jou gebeur. En jy moet so optree en jy moet jou liefde van God verdien en jy moet al hierdie wette en as jy dit nie doen nie, dan is daar moeilikheid. Dit is nie goeie nuus nie, mense. Dit is flippend terrible nuus. Dis slegte nuus, né? Wat beteken die woord gospel? Die woord gospel beteken goeie nuus. The good news, né? En toe Christus op die aarde geloop het, die woord Christendom of Christianity het eers baie later gekom en hulle dit the way genoem, the way. En as jy nou gaan kyk na ou antieke skrywers, het hulle gesê the gospel or the good news was, en hulle het dit so beskryf, daar was 'n definisie van gewees. It was the good, glad, merry news that made a person want to dance, jump and leap for joy. Dance, jump and leap for joy. Nou wil ek vir jou vra, wanneer laas het jy gesien as iemand hoor van Jesus, as iemand vir jou sê, die Here het vir jou sondes gesterf? Wanneer laas het jy gesien dat iemand dance, leap and jump for joy? Sien mens dit? Nee. Jy weet as jy nou kerk toe gaan en jy gaan sit daar so en iemand preek hier so nou van die of share whatever message. Hoe baie sien jy iemand dance, leap and jump for joy? Okay, die Here het my sondes gesterf, dis altyd wat jy hoor. Of jy gaan hemel toe. Okay, great. Well, it doesn't make you dance, jump and leap for joy nie. En ek het lank hieroor gedink en besef maar mense verstaan nie regtig, ek dink daar's 'n tipe van 'n verstaan wat ons moet begin kry as dit kom by die gospel. Wat is die gospel regtig? That will make you dance,
jump and leap for joy, né? En dis waaroor ek vanaand met julle wil chat. So die Bybel, ek het nou nie die Bybel, ek het nou net notas by my. Die woord van God is twee goed. Dis twee covenants, dis twee verbonde. Julle weet dit, né? Dis 'n ou verbond en dis 'n nuwe verbond, né? Dis wat die woord is. En laat ek gou hierso vir julle kyk. En so die woord covenant, the old covenant and the new covenant, ons hoor dit gereeld, jy weet, ons is in die nuwe verbond, we're in the new covenant, we're not in the old covenant anymore, jy weet. En wat impliseer daai tipe goed? Jy weet, hoe verstaan mens? Wat 'n rol speel die wet nog vandag in jou lewe? En wat beteken grace regtig? God se unmerited, undeserved favor, sy guns, iets wat jy nie kan verdien nie. Like, what does it mean? What does it really mean? En die woord covenant vandag is nie regtig 'n woord wat ons mee gebruik nie. Mense dink 'n covenant is soos 'n ooreenkoms of soos 'n kontrak of 'n belofte. Dis baie meer as dit. In die antieke dae, jare terug, ancient days, het hulle hierdie ding gebruik. In die Bybel was die woord covenant verskriklik profound. Was baie diepgaande. Dit is die woord vir profound. En so, die Hebreëse woord vir covenant is berit, B-E-R-I-T. En jy maak nie 'n covenant met iets of iemand nie. You cut a covenant by the shedding of blood. So bereed, oral waar die Bybel lees van 'n verbond of 'n covenant, is dit die woord bereed, and it means blood covenant. Nou ons snyt nie meer blood covenants vandag nie. Daar is nog pagan lande en Afrika lande wat hulle nog baie blood covenants doen, met so 'n bietjie paganism oor en goed. Ons hoef dit nie meer te doen nie. Jy het 'n covenant met God en jy het 'n covenant met jou vrou. Nou, ek gaan nou so 'n bietjie oor hierdie covenant praat, en dan wil ek hê julle moet parallelle trek met jou huwelik, en ek wil hê julle moet parallelle trek met God en wat God vir jou nou gaan openbaar. Want ek glo die Heilige Gees gaan hier vandag vir jou 'n ding openbaar wat jou hele verstaan van die woord, jy weet, op 'n ander vlak heen toe gaan vat. Want as jy kennis kry en jy kry openbaring, dis wanneer transformasie plaasvind. En so wat was 'n covenant gewees? Ek wil net 'n slukkie watertjie. So 'n covenant in die antieke dae, Willem, né? 'n covenant was gemaak amongst men. En as jy 'n covenant met iemand gemaak het, dan moes jy ooreengestem het oor 'n klomp goed. So ek en Willem sou by mekaar gekom het, the house of Berg and the house of Willem, sou 'n covenant met mekaar gemaak het. En ons sou by mekaar gekom het, en daar was 7 goed wat ons sou gedoen het. Okay. Die eerste ding wat ons sou gedoen het, is ek sou my jas afgehaal het, want vir die Hebreëse mense, vir Jode, was hulle koud. Wat is 'n woord? Is dit seker net maar 'n jas, nê? Nee? Is dit? Koud. Hulle jas het die totaliteit van wie daai persoon was verteenwoordig. So, as ek my jas afgehaal het, en ek het dit vir Willem gegee, en Willem het sy jas afgehaal, en hy het dit vir my gegee, het ek basically gesê, Willem, alles wat ek is, tot nou, gee ek vir jou. Dis wat Paulus bedoel het, toe Paulus gesê het, put off the old, and of take, jy weet, sit die ouwe neer, put on the new. En wat hy daar so gesê het, is dat, my old way of existing is no longer, okay? And my old way of existing, I'm giving that to you, and your old way of existing, you're laying it down, en jy gee jou totaliteit van wie jy is, gee jy vir my. En ek sou vir jou die volgende gesê het, ek sou vir jou gesê het, Willem, here I am, my lover. Nee, ek sou nie gesê lover nie. Take me, I give you everything that I am, all that I am, I'm now giving you. En as jy presies dieselfde vir my gestaan het, of gesê het. Die tweede ding wat ons sou gedoen het is, ons sou ons belde afgehaal het en ons sou dit vir mekaar gegee het. Nou vir 'n Hebreëse of vir 'n Jood, jou beld was nie daar om jou broek op te hou nie. Dit was daar gewees vir jou swaard of jou dagger, okay? So ek sou my beld afgehaal het en ek sou dit vir jou gegee het, en wat dit gesimboliseer het is,
My belt was my krag, my strength and my ability to fight. En wat ek simbolies vir hom sê is Willem, luister hierso. Al my vermoë om te beklei saam met jou is tot jou beskikking. Al my wapens, al my krag is nou joune. En jy doen presies dieselfde met my. En wat dit beteken is, as iemand my aanval, dan val hy nie net my aan nie, hy val vir Willem ook aan. Met ander woorde, as hy my aanval, dan moet Willem kom fight, want dit is asof hy vir Willem aanval. So dan moet Willem kom fight. Hy moet sy wapens bring, hy moet sy manskappe bring. As hy dit nie doen nie, en hy gaan Hielbraad toe, en hy gaan koop 'n pakkie heroin en hardloop weg van my, nee? Dan mag ek jou doodmaak. Jou eie mense kan jou eintlik doodmaak, want jy sit hulle in gevaar. Okay? Dit was die tweede ding wat hulle sou gedoen het. Die derde ding, now we get to the cutting of the covenant. So wat die ouens gedoen het is, hulle het beeste gekry, hulle het skape gevat, partykeer hulle het bokke gevat. Die Here het tot vir Abraham gesê, bring pigeons, en hy gaan nou by Abraham kom, met die verbond wat hy daar gesluit het, is presies dit was 'n bereed, okay? En wat die ouens gedoen het is, dis die enigste tipe offer of sacrifice wat so gewerk het. Hulle het die diere gevat, dan sny hulle daai bees so oop, so van die bo af onder toe. Geen ander sacrifice of offer in die Bybel is so gedoen nie. Hulle het hulle so gesny. So is van bo af onder toe gesny, hier af, by die ruggraat af. Ek weet nie wat het hulle gebruik om dit te doen nie, maar hulle daai bees so in die helfte gevul het. Dan gooi hulle die een kant daai kant en die ander kant daai kant. Dan vat hulle 'n skaap, dan sny hulle hom so op, of 'n bok, en dan gooi die een kant daai kant en die ander kant daai kant. Nou is dit 'n bloedbad. Die bloed loop, die derms loop. Dis 'n verskriklike, jy weet, setup. Dan gaan staan ek en Willem, gaan staan ons binne in die middel van hierdie bloedbad. Ek staan hierso en Willem staan hier en hy kyk vir my en ek kyk vir Willem. En dan wat ons doen is, ons loop in 'n figure of 8. Jy weet 'n 8 wat omgeval het, die infinity, daai infinity teken, né? Dan loop ons nou so. Ons kyk na mekaar so, dan loop ons so. So, daai ding. Julle weet wat ek bedoel. Man. Ja, verstaan julle? Sê tog net ja. Goed. Yes, kom saam, ek gaan jou later graad 1 toe terugvat, een wat nie verstaan nie. Nee, dan loop jy nou so, dan het jy nou hierdie 8 geloop, dan kom jy by mekaar uit. Nou dink gaan 'n bietjie daaraan, as jy 2 ringe, wat ons vandag, wat die ewigheid simboliseer met jou vrou, daai infinity, daai bond, daai covenant wat jy met jou vrou maak, né? Daai 2 ringe teen mekaar is die infinity teken, né? Okay. Dan het julle nou so geloop en julle het weer by mekaar uitgekom. Kom my liefste notaatjies. Okay. En wat die simboliek is van dit, is dat hier staan jy tussen hierdie 2, jy weet hierdie geslagte diere, en die simboliek is dat ek gaan dood, nes hierdie diere. I am dying, I'm shedding my blood, I'm dying like these animals, en jy gaan dood, Willem, soos hierdie diere, and we come alive in a new relationship. Nou, wie van julle toe julle getrou het ooit, het iemand vir jou gesê, jy weet die huwelik gaan oor die dood. Ek het my dood geskrik toe ek dit die eerste keer hoor. Maar toe besef ek, jy weet wat het is, when you get married, you die, you have to die to yourself, your rights, your lifestyle, die ou manier van leef, selfs soos jou vrou, sy moet doodgaan, okay? En jy word lewendig en die woord sê, jy word een in vlees en gees, met ander woorde, daar's 'n derde skepsel. There's a third being, there's a new relationship, okay? Wat jy ook sê, terwyl jy in daai bloed gestaan het, is hulle het so na die diere toe gewys en gesê, if I break this covenant, may God so do to me and more. May God split me open from the top to the bottom if I break this covenant. Die bloedverbond was absoluut, jy kan hom nie gebreek het nie. Jy kon nie. Okay.
Die vierde ding wat die manne gedoen het is, nou sou hulle self gesny het. Okay? Ek het 'n pel, my beste pel, hy het so 16, 17 jaar terug, die jare wat ek hom geken het, het hy nie die Here geken nie. Ek het toe ook nie die Here regtig geken nie. Hy het 'n bekleierery met sy meisie gehad, en hulle het in Pretoria, hy het by Linnootweg brug af met sy Rustler bakkie gery, sy het langs hom gesit, hulle het beklei, hy het van die pad afgetrek, hy het sy Glock gevat en hy het sy hele gesig op haar afgeskiet. Hy het sy die snelheid getrek, hy was dronk gewees. So, ek weet nie waar is hy vandag nie, ek weet nie. Maar hy was my beste pel gewees, en ons was so stout saam gewees, dat my ma en sy ma, ons is verbied om mekaar te sien. Die enigste plek waar ons mekaar kon gesien het, was op die skoolbus gewees, en dan sit jy nou rook nou verskriklik as jy na huis toe gaan, en dan het ons 'n botteltjie benzien of tinders gehad, en 'n bietjie benzien gesnyf, en tinders gesnyf saam, en dan is ons huis toe, dan mag ons mekaar nie gesien het nie. Maar wat ons gedoen het, is ons het in die aande uitgeslip, dan slip ek so 12 uur die aande uit my huis uit, en hy slip uit, dan kry ons mekaar aan die Moraletta Spruit in Pretoria. Yes, dat doen ons verskriklike goed, nee, tot so 3 uur die oggend. Maar ek onthou die een oggend het ons daar so gesit, en ek wil hom sê, yes, ek is lief vir jou, ek was baie lief vir hom, verskriklik lief, ek het nog nooit in my lewe weer so pel gehad nie. En ons het gesê, kom ons wees blood brothers, jy weet, en ons vat toe 'n knipmes, en ons albei sny mekaar hier op ons duime, en ons gaan so, ja, tsch. Julle het dit ook seker gedoen, van julle, nee, met pelle. Anyway, ek wil net sê, toe ek huis toe gegaan het, toe worry ek nou natuurlik oor AIDS, jy weet, jy leer, dan gaan jy dink, yes, het ek nou AIDS gekry, nee, maar, anyway, ons het dit gedoen. Nou, wat die Jode gedoen het is, hulle het Hebreëse, julle weet in die hof, nee, in Amerika, as jy nou al die movies kyk, dan, en iemand gaan sit in die hof, en hy hou sy hand so op, en hy sê, I promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Dit is covenant language, want in die antieke dae, het hulle hande gesny, en so hy het sy hand so opgelig, and he swore before deity, before the gods, that he'll speak the truth, and I swear to tell the truth, the whole truth. So dis covenant language, dit kom van daar af. So wat die Jode gedoen het, is hulle het hulle gewrigte gesny, en dan het hulle mekaar nou so gegryp, okay? En in Levitikus staan daar, life is in the blood. Louis, life is in the blood, my brother, soos wat jy net nou gesê het. En so, my bloed, my lewe gaan in jou bloed kom in my in, and we are now a union. We are one, we are blood brothers, okay? En dan wat hulle sou gedoen het is, hulle moes seker gemaak het, daar bly 'n letsel oor. Daai letsel was belangrik. So hulle het 'n sekere poeier gehad, of hulle het 'n stof gehad, en hulle het in daai wond ingevryf, sodat jy daai letsel op jou hand gehad het. En daar was 'n rede daarvoor gewees. 2 redes. Nommer 1 is, elke keer wat ek na daai letsel gekyk het, was dit vir my 'n blessing, want ek het geweet ek is nie meer alleen nie. Willem is nou binne in my. Willem is inside of me. I've got somebody that's got my back. As ek aangeval word, of as daar iets gebeur met my, dan is Willem daar vir my, okay? Maar dit het ook 'n groot verantwoordelikheid, jy weet, by my opgebring, want ek weet, Willem, as daar nou iets met hom gebeur, moet ek daar vir hom wees. Met ander woorde, jy weet, as Willem geld maak, great, dan deel ons dit. As ek in die skuld is, dan is dit sy skuld ook. Dis wat die Blood Brothers, dis wat dit beteken het. Nou ja, dis waar die handskud vandaan kom. Jy weet, ons almal groet mekaar so. Die handskud kom vandaan, ons 2 redes hoekom die ouens hulle hande uitgesteek het, is om te wys, hy het nie 'n mes in sy hand nie, en die ander rede was om te wys of hy 'n merk het of nie. Want die tribes of jy weet die verskillende groepe mense, as 'n ou sy hand uitgesteek het en hy het gesien, daai het 'n merk, het hy geweet, hy's nie alleen nie. He's got somebody, he made a covenant with somebody, okay? Baie belangrik. Right, so, dan wat hulle sou gedoen het is, dis die 5de ding wat hulle sou doen. Hulle sou name verander. Nou dink gou 'n bietjie, as ons trou, nee, dan in sekere kulture vat die vrou nog die man se naam, die man en die vrou se naam. In ons kultuur vat die vrou gewoonlik ons van. So, maar wat sou gebeur het is, Willem, wat is jou van? Fiat. Vee. O, koetsie. Koetsie, got it. Sorry man. Okay, so jy sou dan geword het Willem Berg Koetsie. En ek sou gewees het
Hytjie Koetseeberg of Hytjie of whatever. Ek sou jou naam gekry het, 'n deel van jou naam, en ek sou 'n deel van my naam vir jou gegee het. Okay. Nou wil ek gou julle moet weet. Die eerste bloedverbond wat God gemaak het was met Abraham gewees, né? Nee? God het na Abraham toe gekom in 'n droom en gesê, luister hierso, ek wil hê jy moet gaan kry beeste, gaan kry bokke, gaan kry al die goeders en so. Ek gaan 'n verbond maak met jou, né? Nee? En Abraham het die diere so oopgesny en alles. En toe, wat doen die Here toe? Hy maak toe vir Abraham aan die slaap. En hy stuur toe, en Abraham sien toe in sy droom, hy sien toe 'n vuurkolom en 'n vuuroond en rook, wat die figure of 8, wat deur die stukke beweeg het, né? Nee? Nou ons weet vandag, dit was die skaduwee of Jesus to come, né? Nee? Dit was die Heilige Gees daar, dit was God homself wat deur daai, jy weet, die figure of 8 geloop het. So met ander woorde, God het eintlik 'n verbond met wat gemaak? Met homself. God het namens Abraham die verbond gemaak, maar hy het nie met Abraham die verbond gemaak nie. Hoekom? Eerstens want Abraham sou die verbond gebreek het. Ons is nie perfek nie, ons doen dit. Ons breek beloftes, ons doen dit. Die tweede ding is dat God gaan nie toelaat dat ek en jy enige krediet kan vat vir ons redding nie. 0, 0, geen, okay? En so, God het daar deur beweeg, maar daar's nou 'n punt wat ek wil maak. Hou vas. O ja. En toe na die verbond, nadat dit gebeur het, toe Abraham wakker geword het, toe sê God vir Abraham, want hy was Abram. Toe sê hy vir hom, jy gaan nou Abraham wees. En hy het 'n deel van sy naam, Yahweh, hy het daai van homself in Abram gesit, en toe word hy Abraham. En Sarah was Sarai, en hy het in Sarah se naam, gesit, Sarah. Hy het 'n deel van sy eie naam binne in hulle gesit. Dis baie special, né? Nee? Okay. Dan wat hulle sou doen, die 6de ding is, hulle sou voor getuienisse gestaan het, en dan sou hulle die terme van die verbond vir mekaar gelees het. Ek sou, alles wat jy nie self kon doen nie, moes ek gelees het oor goed wat ek vir jou kan doen, en vice versa. Plus ek moes alles wat ek besit het en goed moes ek gelees het. Ek moes gesê het, ek het soveel Bitcoin, ek het soveel skapies, ek het 3 huise daar, en ek het so, en jy sou presies dieselfde, sou jy gelees het. Die terme van die verbond. En dan die laaste ding, die 7de ding is, hulle sou die verbond afgesluit het met 'n wat hulle noem 'n memorial meal. Nou, daar was klomp getuienisse altyd rondom so 'n ding, want daar moes mense gewees het wat as 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar verbygaan, dat die getuienisse kan sê, yes, Willem en Hytjie het dit vir mekaar gesê. Dit was die terme van die verbond gewees. They did do that, okay? Baie keer hoe hulle 'n verbond onthou het, is hulle sou klippe op mekaar gepak het. Dink aan Jakob en Esau wat 'n verbond met mekaar gemaak het, maar hulle was 2 baie dodgy ouens gewees, okay? Maar hulle het klippe op mekaar gepak. Hulle het baie keer bome gegroei. En ek kan sê, daai boom is hoe ons hierdie verbond onthou. Hulle het baie keer diere uitgeruil vir mekaar, skape, whatever, en soos wat die skape gegroei het, hulle gesê, daai trop skape, dit herinner ons aan die verbond wat Hytjie en Willem gesny het. En dan wat hulle gedoen het is, hulle het dit geëindig met 'n ete. Nou wat dink julle was hierdie ete? Nee, dit was nie hotdog nie. Weet julle wat was dit? Julle gaan nou anders dink aan nagmaal. Dit was 'n stukkie brood en 'n bietjie wyn. En wat ek gedoen het, is ek het voor Willem gesit, dan het ek 'n brood gevang, en het ek brood gebreek. Dan het ek gesê, Willem, hier is ek. Here I am. Into you I am. Into you goes me. Into you. You and I are now one. Dis wat ek vir hom sou gesê het, en dan sou hy die brood gevat het en geëet het. Nou dink aan nagmaal, dink aan Jesus, dink daaraan, okay, terwyl ons nou hier praat, en dan sou ek presies dieselfde met jou gedoen het, dan sou ek 'n bietjie wyn gevat het, en ek sou vir Willem gesê, Willem, this is my blood. You are now drinking my blood.
my life. Everything I have is now yours. Everything you have is now mine. We are a new creation. The old has gone. The new is here. Daar is 'n nuwe verhouding. En dan sou die verbond klaar gewees het. Ek wil dit is net interessant oor die brood. As ek nou die brood vir jou gegee het, ek sê hier was die Hallo. Dankie pastoor. Is die presiese woorde wat ek vir jou sou gesê het? Ek sou gesê het, Willem, the bread is representing me. All that I am now goes into you. This is me now into you. I put me, we are now one. En jy sou presies dieselfde vir my gesê het. Okay. Net so vinnig oor nog 'n verbond. Party mense sê daar was 9 verbonde in die Bybel. Almal sê daar was 7, ander sê daar was 5 groot verbonde. Ons almal weet van die 5 groot covenants. Die verbond wat God gemaak het met Noag, né? Deur vir ons te sê dat hy gaan nooit weer die aarde verwoes met water nie en hy het vir ons die reënboog gegee. Dis die enigste hemelliggaam met 'n belofte aan. Nou weet julle hoekom is dit 'n boog? 'n Reënboog. Nou luister nou mooi, dis covenant language hierdie, want 'n reënboog in Hebreëus en 'n boog, 'n war bow, 'n pyl en boog, daai boog is presies dieselfde naam, dis 'n keshet. Dis die woord keshet. En so daai boog verteenwoordig, daai boog staan so en hy wys op en wat God eintlik sê is, God sê ek kan nie hierdie verbond breek nie. Want as ek hom breek, ek moet eers myself skiet. Ek sal myself eers doodmaak voor ek hierdie verbond breek. Dis hoekom as jy daai ding so sien, dan sê God, I will first have to kill myself, shoot myself, before I break this covenant that I made with you. Okay. So, baie belangrik, vir Joodse mense, of Hebreëse mense wat 'n covenant gemaak het, ja, hier voel ek in my sak, hierdie kruisie, sorry man, iemand het hierdie kruisie vir my kom gee, iemand het hierdie kruisie verloor, ek sou dit nou vergeet het, maar ek sit hom hier voor, okay, iemand het 'n hangertjie verloor, 'n kruisie, so nou bly ek het aan my sak geraak, so, hier's baie belangrik in terme van die verbond, alle ongebore kinders, of kinders en ongebore kinders, was outomaties deel van die verbond. Want Hebrew people believed that unborn children were already in the husband. So as ek en Willem 12 of 13 of 15 was, terwyl ons hierdie verbond gemaak het, en ons het nog nie kinders gehad nie. Elke kind wat ek sou kry, was by implikasie klaar ingesluit in die verbond. And when they come of age, met ander woorde, wanneer hulle groot genoeg raak, kon hulle kies. Hulle het 'n keuse gehad of hulle deel wou wees van die verbond of nie. Maar hulle was outomaties klaar deel van die verbond. Okay. Nou kom ons by die skrif, is julle reg hiervoor? Julle kan dit self gaan lees vanaand, 1 Samuel 18 en 19 en 2 Samuel 9. Gaan lees dit asseblief hierdie week. 1 Samuel 18 en 19 en 2 Samuel 9. Nou in hierdie gedeeltes het ons 3 karakters. Ons het vir Saul. Ons almal ken vir Saul. He was not a man after God's heart. Hy was nie. Hy was 'n coward geweest. Hy het alles sy manier gedoen. Alles wat die Here gedoen het, het hy teen sy wil gegaan. Jy weet, en ja, die Here het vir Samuel gekies om hom te salf. But he was a coward from the word get-go. Die eerste keer wat Samuel hom moes gaan roep om met die mense te kom praat, het hy saam met die varke weggekruip. Hy wou nie vorentoe gekom het nie. Maar, nietemin, Saul het teen die Here begin rebelleer, né? En dit het afgesmeer op sy familie. Nou wat julle moet verstaan daai jare, when they talk about the house of Saul, dit beteken dit nie net sy familie nie, it means all the followers of Saul.
En die hele Israel het omtrent vir Saul gevolg, né? Groot dele van Israel. Saul was die koning gewees. Maar Saul het begin rebelleer teen God en het afgesmeer, daai rebellion het afgesmeer op sy familie en mense wat vir Saul gevolg het. En hulle het ook teen God begin rebelleer. Dis die eerste karakter. Saul. Okay. Die tweede karakter was Dawid. Ons almal ken vir Dawid. Dawid is 'n man so na in God se hart. Hoekom? Want elke keer as hy opgeneek het en hy het verskriklik die pad byster geraak, julle weet dit, het hy repent. En hy het met sy hele hart gegaan na die Here toe. En hy het gesê hy is jammer. Saul het dit nooit gedoen nie. Saul het altyd verskonings gemaak, altyd. Hy het nooit repent nie. Dawid het repent. En Dawid was dodgy, nee. Jy moet nou weet, toe hy 'n nota geskryf het om te sê Uria moet doodgemaak word nadat hy vir Batseba zirkie het. Wat's nou 'n mooi woord? Klitsie het. Nee. Ons moet net die woorde, die taal mooi hier so in plek hou, nee. En nou moet jy gou daaraan dink. Jy weet, hy het daar gevat sy beste pel vandat hy 17 jaar oud was, sy beste vriend wat saam met hom in Hebron op die paleis gebly het, reg langs hom, sy buurman, sy beste pel, kom terug en hy hoop toe sy pel gaan nou met haar slaap, nee, sodat hy kan sê, woe, jy weet, dit was hy's die pa. En hy het toe nie, hy het buite geslaap, want hy het gesê sy manskap was op die veld. Hy kan nie seks hê met sy vrou, terwyl sy manskap op die veld is nie. Toe roep Dawid hom, nou dink 'n bietjie daaraan, hy kyk hom in die oë, en hy skryf 'n briefie, vir die captain of the guard, wat sê, sit hierdie ou, Uria, heel voordat hy doodgemaak word. Sy beste pel, kyk hy so in die oë, terwyl hy hierdie briefie skryf. Dis hektiek, okay? Maar Dawid was nog steeds, he was loved by the Lord. En Saul het dit gehaat. He didn't like it. As hy so vir Dawid gekyk het, he knew the favor of God was upon him. Hy het hom selfs een keer met 'n spies probeer, jy weet, doodgooi. En Saul het so jaloers geraak op Dawid, that he started a smear campaign. Jy weet wat 'n smear campaign? Hy het vir almal begin sê, luister hier, Dawid is die vyand. Dawid is 'n terroris. Dawid beplan om my dood te maak. Ons moet hom doodmaak, want as ek hom nie gaan doodmaak saam met julle nie, gaan hy ons kom doodmaak. Nou moet jy weet, as die koning van Israel daar staan, en hy sê dit vir mense wat nie 'n klou het wat aangaan, en hy sê dit vir sy eie mense, luister hierso, daar's 'n terroris, daai moet ons gaan doodmaak, ons moet hom nou kry, anders gaan hy hele kom doodmaak. Jy gaan die koning glo. Daai ouens het geglo, Dawid was nie in die goeie boekies gewees en al die, hulle het gedink, Dawid was 'n terroris gewees. That's why they followed Saul. Hulle het geweet, ons moet vir Dawid vang, want as ons hom nie doodmaak nie, gaan hy ons kom doodmaak. En so, waar is ons nou? So Saul was heeltemal obsessief met Dawid, né? En jy sal sien in baie van die boek van Samuel is Saul nou agter Dawid aan. Okay. Dan het ons 'n derde karakter, Jonathan. En Jonathan, hy was gebore in die familie van Saul, but he wasn't like them at all. Hy was gebore in die familie van Saul. Hy was die geregtelike opvolger van die koning. He was the rightful heir to the throne. As Saul dood gegaan het, moes Jonathan koning word. Maar hy was glad nie so Saul en die res van die familie gewees nie. Hy's gebore, think about Jesus. Jesus was born into the sea of humanity, but he wasn't like us at all. He called himself the Son of Man. He was one of us, but he wasn't one of us. Okay? Jonathan was gebore in die familie van Saul. He was one of them, but he wasn't one of them because he loved the Lord. Okay? Toe het hy en David, hulle het mekaar ontmoet, and they were kindred spirits. In other words, it was the same spirit that found one another. En wat het hulle gedoen? They made a bereat. They cut a bereat. Dit staan in Samuel, gaan kyk daar. Dit sê nie alles nie. Dawid het sy cloak afgehaal, sy jas, en hulle het hulle wapens vir mekaar gegee, en hulle het 'n verbond gemaak daar met mekaar. Maar die rede hoekom daar nie in die Bybel al daai stappe na mekaar staan nie, want in Joodse kultuur, everybody knew what they were talking about when they said bereat. Almal het geweet waarvan hulle praat, dat daai is die 7 stappe wat gevolg moet word. Hulle hoef dit nie so in die Bybel te sit nie. Everybody knew it was part of their culture. When they spoke about a covenant, those 7 things was the things that happened. And David and Jonathan
made a berit. They cut a blood covenant. Okay. Wat gebeur toe? Wel, Dawid het hierdie sny op sy hand. Elke keer wat hy daarna kyk, weet hy het 'n covenant met Jonathan. Jonathan het hierdie sny op sy hand en elke keer wat hy hierdie ding sien, weet hy's gebless van Dawid, maar hy het ook 'n verskriklike groot verantwoordelikheid. Okay. Ek hoop julle is nou reg hiervoor. Ek hoop julle is nou reg hiervoor. En so, en natuurlik, al hulle ongebore kinders is ook deel van hierdie covenant. Okay. Wat gebeur toe? Tyd gaan toe bietjie aan, daar's 'n bietjie tyd wat verloop. Jonathan ontmoet 'n girl. Sy het ook vir hom geskwat. So. Dit staan in die Bybel, regtig? Nee, dit staan nie al nie. Nee? Hy ontmoet 'n vrou, hy trou, en hulle kry 'n seentjie. En die seentjie se naam is Mephibosheth. It's a terrible naam. Jene, dis bietjie beter as Hytjie. Mephibosheth. Is erger. Kan jy dit uitspreek? Mephibosheth. Nee? Mephibosheth. Mephibosheth word gebore, nee? En so 5 jaar gaan aan. Mephibosheth is 5 jaar oud en die Israeliete is in oorlog en Saul en Jonathan gaan uit en hulle albei gaan dood op die oorlogsveld. Saul en Jonathan gaan dood. Wat gebeur? Oh my word. Word comes back to camp that Saul and Jonathan are both dead. Oh my word, what's going to happen? David is going to come get the throne. So David is going to kill all of us. David is the enemy. Remember, they believed that their whole lives that if David takes the throne, and now you must remember, when one house takes over another house, it was custom to kill everybody. Dit is so. Dit was normaal geweest vir 'n koning as hy kom van, sou hulle al die res van die mense van die huis doodgemaak het. They would have just killed them or keep them as slaves. And so what happened? Hulle hoor, Jonathan, Saul is dood. Wat gaan ons doen? En die mense panic. The house of Saul panics and they run. They flee. It says in the Bible, they ran to the east and to the west and into the desert. Okay? En soos wat hulle hardloop, jessie, almal hardloop. En hier hardloop die nurse, die royal nanny, die nanny hardloop, sy hardloop. En sy gaan, Mephibosheth, hy's nog in die crash, hy's in stadsmaatjies. Ek moet hom gaan haal. Die royal crash. Sy gaan hardloop terug, want sy het vir Mephibosheth vergeet, sy moet vir Mephibosheth kry. Sy tel vir Mephibosheth wat sê, jy moet nou op 'n bloei kyk, sit Cocomelon af, ons kan nie dit, wat Mephibosheth, hardloop, wat Dawid gaan ons kom doodmaak. Sy vat vir Mephibosheth, en die woord sê, sy gly en sy val. Nou ja, sy moes baie hard geval het, of ek weet nie, sy was miskien 'n pampoentjie, baie oorgewig, want die baba Mephibosheth het geval, and it said, it crushed his legs, sy bene het so erg gebreek, toe sy hom laat val het, want sy het getrip, dalk was sy bietjie lomp, of dalk het sy by trappe afgeval, ek weet nie, en toe val sy toe, dan drop sy vir Mephibosheth, daar val die arme kind, en sy bene is gecrush. Mephibosheth would never ever be able to walk, ever. Sy hardloop en sy tel hom op seker aan die een been, ek weet nie. En daar hardloop sy weg. En 'n groot deel from the house of Saul runs to Lodibar. 'n klein dorpie weg van die koninkryk af, né? And Lodibar became like a guerrilla outpost. Dit het soos 'n guerrilla outpost geraak. Dit was hierdie terroriste kamp waar al die mense heen toe gegaan het, die grootste deel van die House of Saul. Hulle het vir Mephibosheth daar gesit en gesê, okay, ons is veilig, maar Mephibosheth, you are the rightful heir to the throne. You must be king. You are the king. You are the rightful heir to the throne. Look who's taken your kingdom. David took the kingdom. He's the enemy. That's probably why your father died. That's probably why your grandfather died. David, what we need to do is we need to sit here in Lodibar and plan how we're going to kill David. Nou, hoe lank was hy in Lodibar? 21 jaar. Want toe Saul dood is, het eers 'n ander seun van Saul vir 10 jaar lank 'n deel van die koninkryk regeer. Toe word Dawid eers koning. Toe regeer Dawid vir 11 jaar. 11 jaar, okay? So,
21 jaar min of meer het verbygegaan voordat okay, kom maar, ek gaan nou daarby uitkom. Anyway, hy's vir 21 jaar in Lodebar, die ou. Elke dag hoor hy hoe Dawid sy vyand is en hulle moet vir Dawid doodmaak. Want as Dawid hulle kry, gaan hulle doodgemaak word, but he is the king. So daai haat and that the lies that he believed. How many of us believed lies about God before we came to God? He's judgmental. Hy wil jou as jy na hom toe kom, dan gaan hy alles van jou wegvat. Hy gaan jou siek maak. Dis wat sekere mense glo. God punish, he's gonna punish you. As jy nou nie reg, he's gonna punish you. He's an angry God. Al hierdie leuns wat ons geglo het, so het Mephibosheth leuns oor Dawid geglo. Ek love hy's glimlag. Terug by Hebron, hier staan Dawid, hy's nou koning, né? Hy staan op sy paleis, op sy balkon en hy vat sy hand so en hy kyk en hy sien hierdie merk. En hy gaan, Jonathan, my blood brother Jonathan, where is Mephibosheth? Where is he? I want to show kindness to him. I want to show kindness to your son because we made a covenant and he's included in this covenant. Where is he? I can't find him. En eendag stap Dawid en hy sien 'n ou diensknegt van Saul. En die diensknegt het seker gesien, wel Dawid is seker nie so bad nie, dit was seker leuns geweest. En hy gaan na die diensknegt toe en hy sê, weet jy waar's Mephibosheth? En hy sê, ja, hy's in Lodebar. En in 'n kwessie van minute, jaag Dawid sy hele army, sy kruiswaans, sy weermag, sy perde, sy strydwaans, is daar uit in die woestyn. Now imagine dit net. His army thundering across the desert. Jy weet, hierdie goed. Hier's Mephibosheth, hy's in Lodebar. Sy captain of the guard kom aangehardloop na hom toe en sê, Mephibosheth, David found us. En Mephibosheth, hy sit op die bed, en hy vat sy knie en hy tel dit so op so, en hy gooi dit van die bed af, want hy kon nog nooit geloop het nie. He's unkept, he's unshaven, hy's vuil, hy lyk nie soos 'n prins nie, hy kry hierdie goed wat hy seker maar as krikke gebruik het, hy trek homself so na die venster toe, en hy sien daar kom die stof. En hy sien, hier kom Dawid se strydwaans. En hulle omsingel daai dorpie. Imagine hoe sou jy gevoel het as jy Mephibosheth was. Ek sou diarree gehad het. Genius. Nee, jy kan dit nie met wilskrag beheer nie. Hy gaan kom, papie, as hy kom. Nee. And the head of David's army starts walking to the door. And he opens the door where Mephibosheth is. And Mephibosheth gets subpoenaed to appear before David. Hulle gooi Mephibosheth daar in 'n wa en daar is hulle terug op pad na die paleis toe. Mephibosheth sit daar. Hy weet is oor en verby. He's probably gonna die. Hy sweet, sy hart klop. Hy kom aan, hulle vat vir hom, hulle sit hom voor koning Dawid neer. Hy val daar neer, hy kan nie opstaan nie. En hy kyk so op na koning Dawid and it's the first time ever that he sees David. In 26 years, he's 26 years old, he's never seen David, but his whole life was about destroying him, killing him, taking back the kingdom, because he was the rightful heir of the throne, and David was the enemy. En hy kyk so op na David, en in 'n split sekonde gaan al hierdie goed, hierdie hatred, gaan deur sy kop, soos wat hy vir David sien. The first time, there's the man, there he is. Weet julle wat doen David? Hy leun so vorentoe en hy sê, Mephibosheth, at last I found you. Now I can show kindness to you. Weet jy wat doen daai ou? Hy sê, hy weet nie wat om te sê nie. En David sê vir Mephibosheth,
I want to return to you all the land of your grandfather Saul. I want to return to you all the land of your father Jonathan. We want to give you back all their money. We didn't touch it. We put it in an LA Grey investing account. Dit het gegroei, my maat. Gegroei. I want to restore everything that they lost. I want to give to you. Hierdie Mephibosheth gaan lees wat is sy reply. Sy reply is en sê, David, you cannot do that to me. I am not worthy. I'm like a dead dog. Nou, to you. Want die Hebreëse mense, hulle dooie honde so op paals gegooi. Daar was altyd sulke paals van dooie honde gewees en hulle aan die brand gesê. Hy sê, I'm like a dead dog. If you only knew what I've been planning in Lodibar. As jy maar net geweet het wat ek daar doen oor jou. I mean, and now you want to show kindness to me. He says, I don't deserve it. I don't deserve it. Weet wat sê David vir hom? Hy sê vir hom, I know, Mephibosheth. But it's not about you deserving it. It's not about you being worthy or not worthy or earning this. It actually has got nothing to do with you. A little bit, yes. But it's because of a covenant that I made with your father, Jonathan. And the blood flowed between me and Jonathan. And we made a blood covenant. And you are included in this covenant. It's not about you feeling worthy or not good enough or earning God se liefde of ek moet hierdie doen, maar dan moet God na my kyk en dan moet ek hierdie doen en dan moet ek kerk toe gaan en dan moet ek Bybel lees, dan moet ek in die oggend. It's not about that. At all. Dit gaan nie eens oor jou sonde nie. It's not even about your sin. Ek gaan nou daarby kom. It's about the fact that there's a covenant. I made a covenant with Jonathan. And you are included in this. All you have to do is say what? Yes. And accept it. But you have a choice. You don't have to accept it. You can go back to Lodibar and stay there. Jy kan nog gaan bly. Gaan terug na jou ou lewe toe. Gaan suip, gaan drink, gaan zirk aan 'n vroue. Kyk jou pornografie. Gaan dink whatever jy wil oor God en godsdienst en Christendom en die Here en whatever. Gaan hang uit, gaan doen dit. I mean, you can. I just don't know if I can really protect you when you're there. Because you're choosing your own will. You're choosing your own life. En so Mephibosheth sit daar en hy het 'n groot keuse om te maak. Nou vir ons, as ons die storie lees, dink ons dis 'n baie maklike keuse. Dis 'n maklike keuse, of course, man sê ja. Maar dit is nie so maklik nie. Dink gou daaraan. Jy moet 'n keuse maak. Dis manne vanaand hierso wat 'n keuse moet maak in die covenant van God. The same covenant. You've got to make the decision to walk into the covenant, the King of Kings, the Lord of Lords, hosts of the army angels. God almagtig, Jesus Christus. You've got to choose that covenant, which means what? Everything that you knew, the totality of who you are, jou menswees, jou regte, jou entitlement, jou habits, jou flesh, everything has to die. You have to leave it at Lodibar. You have to leave it. En so Mephibosheth dink, okay, ek het 'n groot keuse. As ek sê ja, then David owns, hy besit alles wat ek het. I'm going to have to come alive into a new relationship with him. But if I say yes, then what? I also have everything that he has for me. I have everything of the king. Alles wat God se is, alles wat die koning Dawid se is myne. It's mine. I'm in a covenant. Why? Because it's not about me. It's about the covenant he made with my daddy. Yay! Yay! En Mephibosheth doen wat? Hy sê ja. Hy sê yes. Hy gaan dit doen. En hy, nou kan ek net imagine. Hy sê yes, David, King David. Yes, I'll do it. En hier kom sulke mannetjies aangestap. En hulle gee vir hom silwerkrukke. Ja, nee, tog silwerkrukke. Wow. En hulle gee vir hom 'n mooi jas, 'n coat. Soos David se, Joseph se technical dream coat, daai jas. Dis hoekom die boeties so jaloers was op Josef, want hy het die mooiste jas gehad. Met ander woorde, dit wat hy verteenwoordig het was baie meer as die boeties. Sy jas, onthou julle wat dit beteken? En hulle sê vir Mephibosheth, "Come, Lord Mephibosheth." Ja, no, Lord.
Walk with me. Would you like an espresso? Do you want 2 lumps of sugar or 3 lumps of sugar in your coffee? Ja, Mephibosheth het nie 'n koekie klou wat aangaan nie. Nee, maar hy kry al hierdie treatment. Nou, net vinnige vraagie, side note. Dink jy deur iemand wat gesê het ja vir die covenant soos Mephibosheth, that all of a suddenly Mephibosheth is changed? Nee. Hy gaan nog vir baie lank dink aan Lo-debar. Hy gaan nog baie praat soos wat hy in Lo-debar gepraat het. Hy gaan nog vir baie lank 'n lekker zeffer wees in daai hotelletjie, in daai koninkryk. Lekker. Maar hoe langer hy in die paleis bly saam met koning Dawid, hoe meer gaan hy verander. Ons weet dit. Jy weet, jy word soos die mense wat jouself mee uithang. You become like that. En wat sê koning Dawid? Hy sê geen nie om nie. I don't mind, just come, live in the palace. En wat sê hy vir hom? Hy sê vir hom nog iets, Mephibosheth. Net voordat hy uitgestap het met sy silwerkruik, hy sê, every night you will eat on my table right next to me. Right next to me. Mephibosheth sê, hoe het dit gebeur? Ek verdien dit nie. I mean, wie het so mooi gepraat hier voor ou Dennis? Dennis sê hierso, hy sê wat is die kans dat God, die koning van alle konings, hom gebruik, ordinêre mens, my gebruik, ordinêr, junkie, krimineel, flippin. Weet nie, ek het die polisieman met my eie poef gegooi. Ek het in my hand gepoef, toe gooi ek die polisieman op die border. Maar hy het my in die malhuis gaan toesluit in Botswana. Jy weet so ou, jy weet wat sy eie so in sy hand. Maar was ek goeie een en ek het die kaptein gegooi. Ek het dit so gesoen. Mwah! Toe sê ek, here comes life. Toe gooi ek hom. Pa! Toe sluit hulle my toe in Lobatse in die malhuis. Toe eindig ek kon Weskop hierop vir lank. Dis in my boek, so almal weet dit. So ek is nie eens skaam om dit te sê nie, maar anyway. So, Mephibosheth says, yes, I'm gonna do it. I'm gonna say yes. En elke aand sit hy langs die koning, nee, van alle konings. Ek's nou by julle. Okay. Ek en jy, verstaan julle hoe profound dit is? En hierdie verhaal is Dawid. Dawid is God. Jonathan is Jesus. You and I were all born in the family of Saul. We were all lost. Die Bybel sê, we were like sheep. Ons het ons eie pad teen gevolg. And then God and His Holy Spirit came in and recklessly found us. Sy perde kom hier op mighty men en sy cherubims en sy engele omring jou hier and says, come, I want you to appear before me. And you have the choice to accept this covenant or not. Nou hier's die beautiful ding. Hier's die beauty, né? Die nuwe verbond wat ons nou in is, that was a berit that God made on behalf of men, on behalf of men, with Himself again, just like Abraham, it was a foreshadowing of Jesus. The cross was a foreshadow. Die cross is nou die openbaring, die reveal van wat daar met Abraham gebeur het. Hier is die kruis, hier doen God dit met sy seun en hy maak weer die verbond met homself, with His own son, with Him. He makes it on behalf of who? Us. Because just as Mephibosheth was in Jonathan before Mephibosheth was even born, so are you and I in Jesus. Because we are the seed of Abraham.
You and I are in Jesus. And so when Jesus died and He went and sat in the presence of the Lord, of God Almighty, we went with Him. And we are in the presence of God, the King. En is nie omdat ons dit verdien nie. Is nie omdat jy so great is nie. Is nie omdat jy baie goed doen op jou naweekies vir die armes en omdat jy weet so goed is vir whatever it is wat ons onsself so opprys en ons dink, ja, die Here is trots op my. Ek het vanoggend en vanaand Bybel gelees. Wow, Jesus. Niks wat jy doen of nie doen kan die Here impress nie. 0. Niks wat jy doen of nie doen, gaan die Here minder of meer lief hê vir jou nie. Niks wat jy doen of nie doen, bepaal jou redding nie, behalwe jou eie yes to the covenant. Jy moet net Christus, jy moet net die covenant aanvaar. You've got to accept this covenant and say, yes, Lord, I'm coming to sit at your table. Ek kan die grootste junkie, hoereerder, dodgy, prostituut van ek geen nie om wie dit is nie. It doesn't matter, because God doesn't look at the sin. You know what God looks at? He looks at Jesus that was crucified. He became the symbol. He became the fillet, daai bees wat oopgeslag is. Hy het nie simbolies daar gegaan nie. He became that. En sy merke aan sy arms en aan sy hande, those are the marks of the covenant. And so God says to us, yes, I want to seal it. I want to give you a mark as well, because there's the marks of Jesus. And every time that you doubt the goodness of the covenant, you just need to look at the marks and go, yes, because every time Mephibosheth doubted, the word of David and his promise and the covenant, he just had to look at the mark, because the mark was between him and Jonathan. Jesus' mark is between him and God. And so Jesus says, I'm going to give you a mark. And in Ephesians 1 say, I'm going to mark you on your heart with my spirit. The spirit of the Holy gaan oor jou hart getrek word. This is where my mark is. It's not a physical mark. It's a spiritual mark. And so when the enemy comes against me, he sees that mark and he goes, whoop. He's in a covenant with someone and he knows who? With Almighty Jesus. Heigeberg is in a covenant. I'm in that covenant with God. En so, hier's die terme van daai verbond. Hier's die terme. What God says, and ek gaan dit in Engels lees. Hierdie papier is al so nat. Ek gaan dit in Engels lees. God says, here's the terms of the covenant. He says, your sins and your iniquities, I will remember them no more. Glad nie. Hou op na my toe kom en sê, jammer dat ek dit gedoen het, jammer dat ek dit, hou op, ek het al vergeet daarvan, nou kom herinner jy my weer. Jy gaan na die Here toe en sê vir hom 10 keer jammer, hou net op. You've done it once, done. Die vyand kom en sê, jy moet weer jammer sê, is nie genoeg nie, kyk hoe skuldig voel jy, jy moet weer jammer sê, gaan sit vir die Here jammer. And all that we do is we just go jammer, jammer. Meanwhile, sit jy langs hom op aan die tafel. But you think, you still Mephibosheth daar op die grond. Jene, dit was nie 'n mooi hoesie nie. Number 2, my laws, I'm going to write them inside your heart so that you're going to be a new person. Mephibosheth, you're going to change, brother. Jy gaan kyk wat met jou gaan gebeur as jy in hierdie koninkryk bly. You shall know me, for I will be your teacher. You will be my people, and I will be your God. It's all yours. Everything that I have, which is everything. Alles wat God het, alles wat jy sien, jou geld in jou bankrekening, jou properties, jou title deeds, jou Toyota bakkie, jou vrou, alles is God se, dis nie joune nie. Niks is joune nie, niks. Hoe vinniger jy dit besef, hoe vinniger gaan die Here, ek dink bietjie meer met jou kan werk, want ons hou so vas aan, weet jy wat God says, the Bible says we need to be stewards. Do you know that a steward doesn't own a single thing? Net omdat dit in jou naam is, beteken dit is joune nie. It's not yours. Nothing is yours. God created everything.
Everything is His, but because it's His and we're in a covenant, it's what? It's also mine. It's also mine. And so, I will give you a new heart. You are part of a legal agreement, a covenant, which stands good in the universal courts of heaven. And you have a legal right to your brand new nature. You have a legal right. Jy hoef nie weg te skaam nie. You have a legal right to know God intimately. You have a legal right to call upon Him and say, you are my God. You are my God. The enemy is coming against me, God. I can't fight him, but we're in a covenant. So you need to fight. Gaan lees wat het die konings gedoen, wat God gevolg het in konings. Gaan lees wat David gedoen het. David understood the covenant. Hy was 'n klein seentjie. Toe kom Goliat na hom toe en sê al daai goed van, jy weet, die God van Israel en honde en alles en so. Weet jy wat sê David? Toe sê David vir hom, dude, you have no idea what you're doing at the moment. Want jy sê dit nie net vir my nie. You are attacking who? The God of Israel. That's who you are attacking. Do you not see? Dit was vir David so real. So real. Hy het geweet. Hy het gesê, Goliat, jy het nou geen idee wat jy doen nie. Want jy kom na my toe, maar ek is in 'n covenant met God en hy gaan jou nail, papi. Jy gaan nou 'n klip hier kry. I mean, he knew it. Psalm 1 says, my desire is in the law of the Lord, in which I follow day and night. And then you'll be planted by the rivers, and you'll be like green pastures going, daai law, David, daai law, gaan kyk wat beteken daai law, Psalm 1. Dis nie die wet nie, dis die covenant. David het gemediteer op die feit that he was in the covenant with God. En die nacht het hy gelê en gedink, oh my word, everything that's God's is mine. Hey? Die twee praat hier agter. So met ander woorde, jy mag, as iemand jou aanval, of iets gebeur, you're allowed to call on to God and say, God, you promised that I'm in a covenant. I'm in a covenant. This is what the covenant means. You set the example. This is hierdie is die orde. Dit is die wat jy deur die woord so tot stand gebring. Dis die nuwe verbond. I'm in covenant with you. And I expect from you to fight this because I can't. We're in a covenant. Thanks, Father. Here, ek het nie geld nie. Ek het nie. Maar jy het al die geld in die wêreld en jy's in 'n covenant met my. So jy moet nou die geld bring. Yes, kom ons gaan aan. Ons hoef nie te worry nie. Yes. Flip. Ja, Here, hier's hierdie probleem. Maar ek kan nie, kyk, ek kan nie. But you have to, and you've got that, and you've got this, and you promise this, and you're in a covenant, and you dit. En dan, wat moet ek doen? Nee, dan gaan die Here vir jou kyk, great. Ja, and you just got to supply. Thank you, Father. I've got nothing to worry about. Nothing to fear. Nothing. You have nothing to fear. That's why you have nothing to fear. Nie net want jy glo in God nie. Almal glo in God. Daar's soveel mense wat sê, ja, ek weet God bestaan. Dit beteken nie hy het 'n cooking clue oor die verhouding, die intimiteit wat hy met Jesus loop nie. And you can only really, hierdie goed raak reël vir jou, hoe meer jy 'n pad met Jesus stap, elke dag. And when you start loving Jesus, yeah, when you really start loving, soos wat ek vir Geraldine gelove het, toe ek haar sien squat. Nee, okay, dit was nie liefde nie, dit was toe nou maar last, nee. Maar jy weet as jy verlief raak op 'n girl, wat doen jy? You pursue her. Ja, jy gee nie om jou kredietkaart te swipe nie. Jy gee nie om, jy weet, 3 uur in die oggend uit te ry na te gaan help. I mean, you pursue her. Maar dit is net so lekker, hierdie voel in jou maagie, né? Dit is so lekker. And so when you fall in love with Jesus, what happens? You pursue him. So what happens? You then want to please him. No, jy kan hom nie. Ek bedoel, obviously we say we want to please God. Why? Because he's God Almighty. He's holy. He is forever.
Dis wat heiligheid beteken, the covenant. We are set apart from. Dis al wat dit beteken. You separated from. Dit beteken nie holier than thou nie. Ek weet nie wie daai woord so verkrag nie. Dit ooit te gebruik het nie. It means that we are holy, holy, holy. God is holy, holy, holy. Means that He's set apart from, and we are set apart from in the covenant. In the covenant. Forever and ever and ever and ever. En niks wat jy doen, kan daai covenant breek nie. Niks. Nul. Jy kan nie daai verbond breek nie. Net soos wat Mephibosheth nie David en daai covenant kan breek nie. You can also not break that covenant. So what have you got to fear? And so when you start loving Jesus, then and you want to just be with Jesus and just love Him and just understand what it's all about, then you want to obey the law. It's not about have to obey the law. Who figured that out? Dis die Fariseërs. Here, jy moet niks. Jy moet niks. Jy weet wat jy moet doen. Ek is nou 'n pappa. Ek wil hê my moet na my toe kom want sy wil na my toe kom. Nie want sy moet na my toe kom nie. Jy moet nie 10% vir die kerk gee, daai moet nie. Daai ding van ek moet 10% gee vir die kerk want as ek nou 9.9% gegee het, dan gaan dit nie gebless wees nie en nou gaan Maleagi nie waar word nie want nou gaan ek hierdie blessings kry nie. Meeste mense gee 10% vir die kerk net want hulle wil hê Maleagi, yay, abundance, ek gaan ryk word. Jy gaan niks kry nie, ek belowe jou. Want jou hart is op die regte plek nie. It's not about giving 10%, that's a legalistic thing. Wat as jy nou per ongeluk nie 10% gee, die gaan die Here dit nie seën nie. God wants, it's a heart issue. Dis 'n harts issue. Net soos die Sabbat vandag, die Sondag, die rus is in Jesus. It's the final resting place. It's in rest. It's nie 'n dag nie, it's nie 'n spesifieke dag en as ek nou die dag nie gerus het nie en ek werk dan het ek hierdie guilt en hierdie condemnation en al daai goed. That is not grace. God het ons losgemaak daarvan. Because He gave us a heart to have a real relationship with Jesus. And because of His kindness, wow, wat het Hy vir my gedoen? He had to send His only Son, otherwise is ons gelos in Lodebar. Ons was daar. Ons sou nie daar uitgekom het nie. But He had to make a covenant. His own Father had to allow that to happen to His own Son. For us to enter into the covenant. And so when you get it, you go, oh, ooh, you are so kind, you are so, for me. And I go, Father, it's because of your kindness that I want to come to you, not because of your wrath, nie. Who wants to go to a Father that's constantly angry? Nobody. God's not like that. You go to Him and you say, yeah, now I want to please you. Because look what you've done for me. I don't deserve it. I'm not worthy. I'm not good enough. But I'm royalty. We're part of the remnant. We are the real rebels on this planet. Regtig, want as jy rebel wil wees 'n Christen, ons is die minority. Almal dink hulle is 'n rebel as hulle sê, ek ben kuier en jy, mense drink reg wel 2 bier kap by hom. Maar you're just doing what the rest of the world is doing. You're not rebelling. You're just doing what the rest of the world is doing. You think you rebel when you don't listen to your parents and you do whatever. You're not. You're actually normal in the eyes of the world. We are the real rebels and aanhalingstekens. Because who does what we do? What kind of God does that? Can I tell you what kind of God? A God that is just filled with love for us. Ja, dan hierdie goed vlieg hier rond. Hey, that's incredible. And so now I want to ask you, nou dat, ek wil net vra, kan ek net 'n amen kry? Do you get it? Do you really get it? Like you get it? Okay, want hier is wat met jou gaan gebeur hierdie week. Ek gaan nou vir jou sê, laat ek vir jou sê wat hierdie week met jou gaan gebeur. The enemy and a demonic voice is going to come to you and say, you know what? It's not for you. You are not worthy.
You are not good enough. Onthou nou net, jy lees elke dag nog die Bybel, jy het nie volgens Bybel gelees nie. Jy het nie gebid voor jy geëet het nie. Oh. Kyk wat het Jesus vir jou gedoen, kyk wat doen jy. Okay? And so the enemy, because remember, when Satan attacks you, he sees that mark. But if you don't know what that mark means and what it stands for en die autoriteit wat daai merk het, en die covenant met God en Jesus nie, beteken dit niks. Because if you forget, dan kan die vyand met jou toer. And he can play with you. So the enemy is going to come to you. En jy gaan vergeet van baie van die goed hier vandag. En hy gaan na jou toe kom en sê, but you're not worthy. Look what you've done. Jy is nie reg nie. Kyk hier, kyk jou familie, kyk jou pelle. My vriend, vat nog 'n dop, soos wat jy gesê, die ou wat hier voorgestaan het, wat so sukkel met drank. Drink. Dis okay, drink. Gaan te kere. Weet jy wat doen jy dan? Do you know what you do? You tell Satan the following. You say, Satan, everything you accuse me of is true. Thank you. Nee. Maar hy sê vir hom, you know what, Pally? It's not about my sin. My sin has been removed from me. Verlede, hede, toekoms. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Jy's ook nie meer 'n sondaar nie. Ek weet ons like dit om daai woord te gebruik. Because the world is full of sin en ons harte is vuil en vol modder. En ons baie deception en ons donkerte en almal van ons, want ons is mense. Almal van ons. So jy gaan nog in die modder trap. But the wages of sin has been lifted. And because you love Jesus and the grace, you don't want to sin anymore, you want to please Him. Okay? You want to please Him. And so the enemy is going to come to you and say to you, maar kyk hierso, kyk hierso, kyk hierso. En dan weet jy wat doen jy? Jy sê, demon, Lucifer, whatever. Onthou, jy moet so maak. And I say for him, you know what? It's not about me deserving this. It's not about me being worthy. It's not about me earning God's love. It's not. Satan, look at that. You see the mark there on Jesus' hands? That's what it's about. There. You see my mark? You see that mark? It's a covenant that God made with Jesus on behalf of all mankind. That's what it's about. And so you know what, Satan? Behind na elke sonde wat die daar gelys het van my. You know what? Below each and every one of them is signed in the blood of Jesus, and it says, paid for, it's done. Signed. Done. It's done. And now, shame drops. And guilt flees. And freedom steps in. And you can breathe. And you can love, and you can receive love. You can receive it. And you can stand in awe before Jesus and say, oh, Father, you are my blood brother. Jesus is my blood brother. You all Christians, we are blood brothers with one another. En so nou dat jy hierdie weet, I want to share with you. Wat stop jou nou to go out and become who you're meant to be, do what you're supposed to do, and go where you're supposed to go? Wat stop jou? What stops you from having a major vision for your life? Major dream, major vision. And run and go and get it. Can't be fear. You can't be afraid after tonight. You can't be bang wees nie. Yes, you're going to feel fear, but you're going to have the courage to step through it. Jy gaan altyd vrees hê, but you've got the courage because, oh my word, God Almighty of heaven and earth. I'm in a covenant with Him. I'm seated right next to Him on His table. Ek eet sy Nando saam met hom. Ek eet saam met die Here, hier chicken. Dankie Here, en ek gaan nie nou bid vir die kos nie. Ek so flip en honger. Dankie vir Mr. Delivery. Ek love you, love you, love you. Eet. God loves real prayers. I love honesty. I like sulke gebede wat sê, dankie liewe Here vir die voedsel en ons amen. Dis hoe my familie altyd gebid het. Kom ons hou hande vas, dankie liewe Here vir die voedsel en ons amen. Ene pa, wat gaan pa ophou met daai versie? Means nothing. And so what stops you? Wat se excuses het jy vandag? Wat se verskoning het jy vandag? To get up,
Draw the line in the sand. Say, today I'm getting up. No more excuses. Ek lei nie meer aan excusitis nie. Ek het nie meer siekte nie. Because you know what's the thing about excuses? All the excuses what jy het is valid. Just like Satan coming to you, it's valid what he says. He says it's valid. Look at you, look at what you're doing. It's valid, but that's not the test. The test is not to tell people your excuses. The test is, are you willing to do whatever it takes to get the results that you want in your life and be obedient? Are you willing to do whatever it takes to be obedient? En meeste mense is nie. Most people are not. That's the test. In spite van jou verskonings. Gaan kyk na Moses, hy het 5 verskonings gehad. Hy het 5 vrese gemasker. We have the same fears today. And so God comes to you and calls you and says, listen, I need you to move because my anointing is going. You need to move. And so God probably told you 10 years ago, leave the job. Leave it. Leave the relationship. Leave. Leave that toxic friend. Leave. Leave the alcohol. I'm not going to take it away. You need to give it up and then trust me through your pain. I'm not going to take alcohol away. I'm not going to take addiction away. You need to give it up. And once you've given it up, now trust me that I'm going to give you the strength to walk through the pain. Because new life is always on the other side of pain. Never before. Dis ook 'n kind wat geboorte of 'n ma wat geboorte gee, dis painful and then there's new life. All transformation happens at the other side of pain. So what's your excuse? Om te sê, ja, Here, ek het nie meer excuses nie. So God says, leave that stuff. So you come to your friend and you go to your pastor and you go to people and you say, my life is a mess. Satan val my so aan. Yes, Satan val my aan. Hy val my aan. En dan blameer jy of die Here of jy blameer vir Satan. Meanwhile, you haven't been obedient. God told you 10 years ago. Leave. Do this. Move. Give up. And you haven't been obedient. And until you're obedient with that thing, nothing's going to change. Niks gaan verander nie. So ons sit stak en ons wonder, hoekom gaan ek nie vooruit nie? Hoekom doen ek nie dit nie? Hoekom gee die Here nie vir my meer grondgebied nie? Hoekom, wat gaan aan met my finansies? Dis 'n baie belangrike ding om oor te praat. Finances. God wants you to be debt free. He wants everybody to be debt free. Nêrens in die Bybel staan nou, God, please give me a double portion of debt nie. Give me a double portion of poverty nie. Do you know what's my definition of wealth, of financial freedom? My definition of prosperity. Because there's no such thing as a prosperity gospel. Only one gospel, the gospel of Jesus Christ. And that does include prosperity. It does. But what kind of prosperity? Hoe kyk God daarna? Can I tell you what's my definition of prosperity? My definition of prosperity is to not have debt and to have more than enough to fulfill every divine assignment that God gives me and enough left over to help other people fulfill theirs. That's prosperity. More than enough. Because every day you're on a divine assignment. You're on a battleship. Jy's nie meer op 'n cruise ship nie. Jy's op 'n battleship. If you think Christianity and life is a cruise ship, 'n MSC cruise ship wat van Durban na Laudium toe gaan, is die terribleste cruise ship in die wêreld. Moet nooit so toe gaan nie. Whatever, of Atlantic. Dis nie die gospel nie. Die gospel is a battleship. And every day you're on a battle. And every day you're on a mission. And every day there's a divine assignment. And God will give you enough provision related to your calling. God gaan vir die ou wat die Hollywood elite moet red, baie meer gee as vir jou gee wat geroep is om, kom ons sê, daai deel te roep. He's going to give you enough resources. More than enough. That's prosperity. Your limiting beliefs, negative people, daai verhoudinge wat jy moet sê cheers. There's certain relationships that you need to say, in order for me to step into the covenant and experience the fullness of this new relationship, I need to say goodbye to some of the people in Lodibar. For now, I need to at least be with God for 5-6 years before I can go back and see, yes, kan ek met daai ou dalk, is daar 'n gap, I want to go love him. You're not skilled and you're not trained to help them in Lodibar. If you've just visited the king once and you're going back there, you're not. You're not. You're going to stay there. You're going to fall there. Jy gaan daar bly. And so toxic people, nêrens in die woord staan daar, dat jy moet 'n verhouding hê met 'n toksiese ouer nie. Nêrens nie. It says, honor your mother and your father, and you'll have a long life. How did the Jewish people and Jewish community honor their mother and their father? By the way that they walked.
So the community would look at a young man and go, wow, he's got integrity. He opens the door for his wife. Hy het nie karre gehad daai tyd nie. Die donkie kar. He doesn't drink. He honors the Torah. He honors Shabbat. Wow. And that was a reflection on the parents. That's what it means. Honoring your mother and father doesn't say that you're a people pleaser, codependent, adult-child issue. Gaan oor en terug na dieselfde emotional abuse, spiritual abuse, whatever. That's not. That's people pleasing. That's having no boundaries. That's having no self-esteem, no self-respect. And that means you don't know how to set boundaries. Christene moet leer om boundaries te stel. Ons weet nie om dit te doen nie. Want ons is so geleer net om die doormat te wees, die deurmat. Jy weet, sê ja en amen maar vir almal. En op die einde van die dag voel ons so resentful teenoor die wêreld, want ek kry niks terug nie. Ek so goed vir almal, so maar niemand doen dit goed vir my nie. It's because we don't know, we're so codependent. En dis die goed wat ons moet leer. Toxic people, ek sê nie negatiewe mense nie. Dis baie mense wat hulle werk verloor het gister, hy gaan vandag negatief wees. We need to shine the light. We need to be there. We need to serve him. We need to love him. We need to see, can we help him or are we going to enable him? Of wat is God se calling? Mens moet daaroor bid. And how do you support somebody like that? That's perfect. Dis wat ons moet doen. Jy kan nie meer bekostig na vanaand, nadat jy weet wat jy doen. Jy kan nie meer bekostig om 'n jou te wees, op en af, op en af. Môre is jy in 'n gat oor, môre is jy bo. Môre is jy in 'n gat oor, môre is jy daar bo. Jy weet, ek weet mental health is real. Ek's met 7 goed gediagnoseer. En ek is so deur die psigiatriese hospitale en pille en alles is so vir jare. I get it. It's real. Mental health is real. Maar you can take care of your mental health. It might not have been your fault, but you are 100% responsible for your healing. 100%, you, niemand anders nie. En so, God soek nie thermometer mense nie. Mense wat as dit goed gaan, dan sal hy bo. As dit sleg gaan, dan sal hy onder in 'n gat. As dit goed gaan na buitekant, dan sal hy weer bo. As dit sleg gaan om hom, dan sal hy weer onder in 'n gat. God wants thermometer people. Nee, wat sê ek? Thermostat people. Wat is 'n thermostat? Hy bepaal die atmosfeer. God wants you, doesn't matter. God wants you to walk into a room. Maak nie saak hoe sleg dit met jou gaan nie. And shine the light. Dan gaan mense sê, "Jene, wat het jy? Ek weet dit gaan nie goed met jou nie en hierdie het gebeur en hierdie het gebeur." But you know, you walk in here and you just have the light. Mense vra jou gaan dit and you just praise Jesus and honor God. Jy complain nie, jy's nie negatief nie. Jy gaan nie en vernietig jouself nie. How does that work? That is strength. Now you're a light in the darkness. Jy het nie meer verskoning. You don't, because that has happened. The covenant has happened. You've got access to every single thing God has. There's 7,000 promises in the Bible. Every single one God wants to give you. Elkeen en hy gaan. Hy gaan. Ons moet opstaan. And we need to grow up in our Christianity, in our faith. And we need to start believing and trusting what that word says. Soos Louis, wat begin glo het in God. Ek glo in dokters. Jy moet dit gebruik, jy moet wys wees. Ek glo in die hulp wat God vir ons gegee het in die are. But I mean, there's one, God. And you need to stand on him. En jy moet vandag sê, glo ek net, lees ek maar net die Bybel. I mean, is this just, do I kind of just skim through all of us, right? Or am I seriously going to take him by his word? En om nie net aan hom glo nie, maar weet van hom. Ek bedoel, as ek net vir jou sê, Willem, glo jy kan fietsry, weet jy kan fietsry? Jy weet, glo jy kan swem, of weet jy kan swem? Okay, glo jy kan skydive, of weet jy kan skydive? Jy weet, jy het nog nie geskydive nie, nee. Jy glo jy kan, maar jy weet nie jy kan nie, jy sien. Ek sou gelag het as jy nou gesê het, ja, ek weet. That's how real Jesus wants to reveal himself to all of us, so that we may know that he is God, he is Lord. En jy hoef nie te worry. Laat ek vir julle sê. Mense sê altyd, mens moet nie worry oor wat mense van jou dink nie, né? Want iemand het gesê jy nou opdrink en dan gaan jy nou op jou pella toe nou sê jy ja, drink jy, ek weet hoe dit voel. Ek weet presies hoe dit voel. Jy moet omgee wat mense van jou dink. Salomo sê, a good name is better than gold. I do care. I care what my wife thinks of me.
course you care about it. If I say you don't care about it, nee? Of course you care what your mom and your dad might think of you. Maar their opinion or what they think of me does not determine my left or my right when I have a purpose in front of me and a calling. It doesn't determine that. So they might say, no, hou nie van jou nie, whatever. En that doesn't, ek gaan nie gaan, okay, nee, nou gaan ek dit nie meer doen nie. That doesn't determine it. Glad nie. En ek wil hierso sê vir jou vanaand, wat net hulle en die mighty men en die team hier so aan mekaar gesit het. Let me tell you, it's a sweet aroma for Jesus. All the prayers, die woord sê, dit is soos wierook, dit is soos rook wat voor die troonkamer voor hom opgaan. God is, I mean, it's pleasing to you, but can I tell you something? God is baie meer pleased met jou. God is so pleased with you. Doesn't matter what you've done. Maak nie saak waar jy vandaan kom, hoe oud jy is, of jy gister van die wa afgeval het nie. You have no idea. When you open your eyes in the morning, you are his first priority. And he's so pleased with you, and he just wants to hold you and say, come here, my boy. Don't fall. Sy reaksie is, if you fall, don't drink. Please, you're going to hurt yourself. Don't watch the porn, my boy. I love you. When you watch it, this is going to happen and that's going to happen, and I don't want to see you go down this road. You're going to get hurt. Please. And I come so terug. Just come. There's a covenant. I'll give you all the strength. Just leave and I'll show you. I know the first year in the palace, you're going to probably find some of the things boring. Because it's not Lodibar. It's not the world and the chaos. But just stay for a little while. And you'll see the treasures. And you'll see and it'll become so worth it to you that nothing else will matter anymore. Niks. Nie geld nie, nie vroue nie, nie niks sal meer vir jou omgee nie. It's just Jesus. Yes, hallelujah, great. Heaven, ewigheid. Man, gee nie op nie as hierdie ding val. Ons gaan nie meer doodgaan nie, want as jy kind van die Here is, you're not going to die ever anymore. Jy gaan nooit meer doodgaan nie. Die ding gaan omkap. Die lyf. But we're going to live in eternity. Is ewigheid. Jy, saam met hom. In 'n stad. Wat? Oh my word. Johannes, hy was 'n ongeletterde vissermannetjie. Nou moet hy teken wat God vir hom sê oor Openbaring. Okay. Nou moet hy Openbaring probeer teken. Soos wat hy dit verstaan. We have no idea. Selfs al lees jy Openbaring en jy sê ou wat daai goed verstaan en niemand verstaan dit 100% reg nie. Daar is nie iemand in die wêreld wat daai goed 100% reg net God doen. And so, but jy dink, jy kry 'n idee wat vir ons wag, ons het geen idee nie. And we're going to rule and we're going to reign, and so it doesn't matter wat hier op die aarde gebeur nie. Dit maak nie saak nie. We're going to live forever. And that is also done. That's part of the covenant. It's in his blood, and he's given us that gift. En ek bid dit oor almal van julle, dat julle daai verstaan sal hê, en môre sal wakker word en dink, en gaan swat dit op, gaan swat. Moenie my woord vat hiervoor nie. Go and study this, and study the word, and see, and find out for yourself, and get revelation. And go share that with people. En mense gaan dink jy's mal in jou kop. En dis okay, ek is mal. Ek gee nie. Wat maak dit saak? Ek is bemagtig deur God en Jesus, and he's given me new life, new purpose. My acting, dit beteken vir my soveel. Niks, nul. My acting wêreld. Op stadium was dit soos baie beteken. Jy moet net al die awards wen en alles en die chicks en goed en is flashy. Beteken vir my niks. Daai deel van my wêreld is 'n groot deel van my wêreld. Dit beteken vir my soveel. Nul. Jesus and the cross and God and the word en julle, ek ontmoet sulke cool mense. Ek bou sulke goeie verhoudinge. En ek love it om 'n journey met julle te stap. Ek gaan nou sê, baie, kan ek wil baie graag, ek voel dit op my hart. Jy weet, as daar van julle is hierso, wat wil ja sê vir die covenant, that hasn't said yes to Jesus,
Because saying yes to Jesus, saying yes to the covenant. That's what you're saying yes to. En soos Dennis hiervoor gesê het, jy weet, hy het baie goed in sy, hy het gesê, ja, maar dan het hy goed in Loudibar gaan haal. Hy het gestaan, hardloop hy terug, gekry die drank, of wat hy het in die kasteel in. Hardloop hy terug, en gekry die vroukie, en sneak daar in die kasteel in, en Jesus, nee dan. Totdat hy op 'n stadium moes gekom het en gesê, I need to cut everything. As jy alles wil sny, hier sal 'n hele team wees van manne, kom vorentoe. Ek wil jou uitdaag, en ek wil sê, jy weet, selfs al wil jy net jou commitment aan God hernie. En die rede vir dit is dat, as jy, dis glad, ek weet hoe weer dit is, dis die weerste ding in die wêreld, hè. Toe ek op skool was, as jy staan op en kom vorentoe, ek het dit gehaat. Yes, dis net so, ja, dan staan jy met CSV, dan bid almal so, dan dink ek, almal het hierdie gevoel, ek kry glad nie 'n gevoel nie, wat is dit? Dan sit ek aan, asof ek Jesus so voel, dink ek, ag man, is rubbish, is alles rubbish. Is rubbish, wat is 'n gevoel, gaan, ek het die kerk gehaat, ek het Jesus gehaat, ek het die kerk gehaat, hy het. Ek wil niks met dit te doen nie. Ek was in shamanism, en hindoeism, boeddhism, en satanism, en ek het katte geslag, ek het voel se koppe afgesny, ek het baie weird goed gedoen. Snaaks so goed gedoen. En die ding is net, as jy nie, ek verstaan is miskien nog gemaklik, maar as jy nie hier gaan staan nie, gaan jy nie daar buite staan nie. You're gonna fall. So ek weet nie of Arnold gaan opkom en kom bietjie jam nie. Gaan iemand kom opkom? Dankie Henry, waardeer. Net bietjie musiek maak. Kom op julle tyd. Ek gaan daar by die doopbad wees. As iemand nou gedoop word, ek gaan met my jeans in klim. Dan kan ons doop. En ons kan en dis nou vir jou 'n verdieping in die gees. Daai journey daarna is so profound. En so prys die Here. Ek wil vir julle bid, liewe Here, Vader almagtig. Dankie vir die incredible geleentheid, Jesus, om U so goed te leer ken, Here, bietjie vir bietjie, om openbaring te bring van die liefde wat U vir ons het. Want U hoef nie U seun te gestuur het nie. You didn't have to do this, Here. Dis 'n liefde wat ons nie verstaan nie. Selfs al het ons kinders, kan ons nie agape liefde verstaan nie, want selfs ons kind het vir ons waarde. Ons beteken niks vir U nie, Here. Wat 'n waarde het ons vir U? Yes, you love us, maar dis nie as ons nie meer, dit is nie asof iets verloor nie. I mean, you did it for us, wat ons verstaan nie daai liefde nie. Maar dankie dat U vir ons sulke bietjie, sulke oomblikke, sulke vensteroomblikke gee van wat U vir ons bestem het en hoekom U dit doen. And your love and your kindness, Father, Here. Dankie dat U heilig is. Holy, holy, holy. Lord God Almighty, that was and is to come, Father. You are set apart. You are above everything. And we are part of that. U is nie ver weg nie, U is in ons harte. You are my beloved and my beloved is mine. God, you are in me and I'm in you. The covenant, I'm in you and me in you. Is nie daar ver nie. Is hierdie groot ding daar bo wat ek verbid en ek moet, Lord, we bend our knees because we are humble of your holiness and your greatness and your sovereignty. Yes, Father. And we know that dit is nie oor dat ons dit verdien nie. Of dat ons dit op enige manier, Here, that we earn to be om langs U te sit aan die tafel nie, glad nie. It's just because you loved us, Father. En U wil die ewigheid saam met die kinders spandeer. En so ek bid vir almal hier vanaand, Here, mag hulle so 'n splinternuwe vars openbaring kry oor wie hulle is in U aan daai tafel in die kasteel langs U, waar U sit en U hand op ons sit. En ons weet, dis alles as gevolg van Jesus. Hy het homself geoffer. If it wasn't for that, was ons nou nog in Loudibar, en Saul se familie. Tog sit ons in 'n kasteel, with peace beyond understanding, met rus vandag, Here, 'n ewige rus, in die beloofde land. Dis gedoen, dis klaar. We act from a place of victory. We don't need victory. We are victorious. Ons loop vanaf victory. We walk from rest. We walk from knowing and from faith. Ons het dit nie nodig, Hy is klaar vir ons gegee. Ons hoef nie te wag vir iets nie, daar's groen ligte, ons kan gaan. Go. U sal ons stop en draai en whatever waar ons moet, Here.
Maar dit is klaar gedoen. Ons nodig nie affirmation na affirmation en confirmation na confirmation nie, Here. Ek bid dit vir hierdie mense dat hulle dit sal weet. Staan op, loop. This is a faith of action. Nie een groot dienaar in u woord het u net daar gelos nie. You always called him higher. You called him higher to a greater adventure. To build and to get to know you more. Here, deur donker plekke. But that's what you've called us for to do. Ja, u gee ons rus, Here. Maar Christendom, Here, dit is ons is hier in 'n battle. 'n Battle. Dit gaan nie oor comfort nie. It's not about our comfort, it's about our character. Here, my every man hierso vandag, maar God aan sy karakter werk, dat sy kinders eendag na hom kan kyk en sê, Papa, ja, waar kry mens dit wat Papa het, daar Papa se hart? Hoe kry Pa dit reg om te sê, ja is ja en nee is nee? Hoe kry Papa dit reg om aanhoudend so lief te wees vir mamma? Hoe kry Papa dit reg om mamma so mooi te hanteer en so sag te praat? Hoe kry Papa dit reg? Hoe kry Papa dit reg om nie te drink nie? Of net 1 bier 'n week? Hoe kry Papa dit reg? Ek drink 10. Hoe kry Papa dit reg? Mag ons daai voorbeelde wees, Here. En mag ons by mekaar staan en ek sê so dankie vir al hierdie mense. En die feit dat u my weer geplaas het vandag en dat u hierdie mense gebruik het en mag hierdie mense weet dit gaan nie oor enigiemand wat op die verhoog staan nie. Glad nie, niks. It's about your word, your principles and your prince. Because principles without the prince is nothing. Prince Jesus, Yeshua. Amen. Our Father, our King, our lover, our purpose and our passion, Lord Jesus. And we honor you and we love you and we say, Amen. Amen.